Praat Kids! Welkom terug by nog 'n fun en exciting les saam met my, Juffrou Lizelle. Nou, wie is nou gereed vir nog 'n fun avontuur saam met my in God se woord? Awesome! Ek kan nie wag om te begin nie. Nou julle, vandag se les gaan alles oor 'n man wat nie mag gebid het nie. Nou, wat sou julle doen as julle nie mag gebid het nie? En wat as die regte ding doen jou in groot moeilikheid laat beland het? Sou jy dit nog gedoen het? Nou julle, in vandag se Bybelstorie gaan ons sien hoe hierdie man 'n groot besluit moes maak om te bid of om nie te bid nie. En julle sal nou nie raai wat hy gekies het om te doen nie. Maar voor ek nou te veel weggee, kom ons open eers met gebed en dan sing ons 'n paar liedjies saam met mekaar vir God. Liewe Heer, dankie dat U ons almal weer bymekaar gebring het, sodat ons meer oor U liefde en U woord kan leer. Ons is net so excited om nuwe dinge uit U woord te leer. Help ons asseblief om mooi na vandag se Bybelstorie te luister en help ons om die boodskap agter dit te verstaan. En Here, soos ons U vandag loof en aanbid, help ons om te vergeet van alles wat ons onderkry en help ons om hierdie tyd saam met U te geniet. Ons is net so lief vir U. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So julle, kom ons staan nou gou op en nou maak ons reg om vir Jesus te sing en dans met alles wat ons het. Is julle nou gereed? Awesome. Okay, let's go. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you
see the future, I picture slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me. In the eye of the storm, in the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. Wow, julle het so mooi gesing en dans. Julle is nou net amazing aanbidders. Nou, voor ons wegspring met ons Bybelstorie van vandag, wil ek julle gou iets wys. Tadaa! Is hy nie net so cute nie? Maar julle, moet nou nie dat sy cuteness julle flous nie. Leeu's is wilde diere. Hulle is sterk en kwaai. En wanneer hulle honger is, wel kom ons sê, jy wil nou net nie naby een wees nie. Nou, kan julle imagine om in dieselfde kamer as 'n regte leeu te wees? Dit sal so scary wees, né? Nou, ek sê nou nie dat vandag se Bybelstorie oor leeu's gaan nie, of doen dit. Wel, al wat ek nou eintlik gaan sê is, iemand in vandag se Bybelstorie het in groot moeilikheid beland, omdat hy die regte ding gedoen het, en dit kon hom sy lewe gekos het. Nou, is julle nou gereed om uit te vind wat in hierdie ongelooflike Bybelstorie gebeur het? Awesome! Wel, kom ons kyk dan gou saam en vind uit wat gebeur het. Daniel in die leeukuil. Ontmoet vir Daniel. Oh, hey! Hy was 'n Jood wat na Babylon geneem is toe hy baie klein was. Ja. Daniel was lief vir God en het hom gehoorsaam. Hy het 3 keer per dag gebid en altyd vir God se hulp gevra. Daniel het in die Babyloniese koning se paleis gewerk vir baie jare. Yeah, I know him. Hey, Daniel. Daniel was die heel beste werker in die paleis. I'm here, huh? Thanks. Well, anytime. Die koning se naam was Darius. Koning Darius wou Daniel aanstel as hoof van die regering. Wow, okay. Die ander amptenare was jaloers en het probeer om slegte stories van Daniel te versprei, maar hulle kon niks kry nie. Hy was verantwoordelik, getrou en gehoorsaam. Wait. Die amptenare het geweet dat die enigste manier om Daniel by te kom was om sy geloof te toets. Hulle is dadelik weg na koning Darius toe. Excuse me, Your Majesty. Hulle het vir hom gesê om 'n wet te maak dat almal vir die volgende 30 dae slegs vir koning Darius mag aanbid en die wat dit nie doen nie, sal in die leeukuil gegooi word. Koning Darius het die wet geteken. 'n Wet wat deur die Babyloniese koning geteken is, kan nie verander word nie. Toe Daniel hiervan hoor, het hy in sy kamer gaan bid, met die vensters oop in die rigting van Jerusalem. Hy het net soos altyd 3 keer per dag gebid. Die amptenare het vir Daniel gevang terwyl hy vir God bid. Hulle het na die koning gehardloop en hom herinner van die nuwe wet. Hulle het hom vertel dat Daniel 3 keer per dag vir God bid. Die koning was baie ongelukkig toe hy dit hoor. Hy het die hele dag aan 'n plan probeer dink om Daniel te red. Die amptenare het daardie aand weer na die koning gegaan om hom te herinner dat 'n wet wat deur die Babyloniese koning geteken is, nie verander kan word nie.
Die koning kon nie anders as om vir Daniël in die leeukuil te gooi nie. Die koning het vir hom gesê, mag jou God vir wie jy bid jou red. Die leeukuil is toegemaak met Daniël daar binne. Die koning was baie bekommerd oor Daniël en kon glad nie slaap nie. Toe die son opkom, het hy na die leeukuil gehardloop. Hy het geskree, Daniël, kon jou God jou red van die leeu's? Daniël het geantwoord, my koning, God het sy engele gestuur om die leeu se bekke toe te maak, sodat hulle my nie seermaak nie. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Die koning het die amptenare in die leeukuil gegooi, omdat hulle onregverdig was teenoor Daniël. Daniël was veilig en sonder 'n skrapie, want hy het vertrou op die ware God. Wow, wat 'n amazing Bybelstorie. Kan julle dit glo? Daniël was in 'n leeukuil vol regte leeu's gegooi en hy het daar uitgekom sonder om eers 'n skraap op hom te hê. Nou julle, dit was nou net nie luck nie. Dit was die krag van ons amazing God wat hom beskerm het. Nou, ek wil hê ons moet nou eintlik 'n oomblik vat om te gesels oor wat ons uit hierdie amazing Bybelstorie kan leer en hoe ons dit nou eintlik in ons lewens kan toepas. Nou, julle, daar is 3 groot lesse wat ons uit Daniël se storie kan leer. Die eerste een is, Daniël was getrou, selfs toe dit moeilik was. Julle sien, Daniël het 3 keer 'n dag, elke liewe dag vir God gebid, want hy was baie lief vir God. En selfs toe die koning se nuwe wet gesê het dat hy nie meer mag bid nie, het Daniël nog steeds gekies om met God te praat. Julle sien, Daniël het aanhou doen wat reg was, al was dit moeilik, want sy verhouding met God was belangriker vir hom as enigiets anders. Nou, dit was eintlik nogals impressive van Daniël, julle, want almal het geweet daar sou groot nagevolge wees as hulle nou nie hierdie nuwe wet volg nie. Nou, laat ek julle nou hierdie vra. Wat sou julle gedoen het as julle nou in Daniël se skoene was? Sou julle soos Daniël getrou wees en nog steeds aanhou bid? Of sou julle te bang wees en te bang wees dat julle dalk in 'n leeukuil gegooi word? Julle sien, die hartseer ding is, niemand van ons word gedreig om in 'n leeukuil te gegooi word wanneer ons bid nie. Maar tog bid ons nie eintlik elke dag nie. So, wat is ons verskoning? Nou, hier is die ding julle. Ons het nie eintlik fancy gebede nodig wanneer ons bid nie. Ons moet net met God praat asof hy nou ons beste vriend is. Byvoorbeeld, jy kan vir God sê hoe jy voel of waarvoor jy dankbaar is. Of as iets jou bang maak, kan jy hom vertel, want hy hou daarvan om van jou te hoor. So julle, van nou af, kom ons wees getrou soos Daniël en bid elke liewe dag. En wanneer dinge moeilik raak, kom ons onthou om aan te hou bid. Nou kom ons kyk wat ons nog uit Daniël se storie kan leer. Daniël het God heeltemal vertrou, selfs toe hy in die leeukuil was. Nou, julle, hierdie deel van Daniël se storie gee my elke keer net hoendervleis as ek dit lees. Want ek meen, kan julle imagine om binne 'n leeukuil te wees met regte leeu's? Ek is seker ons almal sal so bang wees en dalk ewen skree vir hulp. Maar raai wat julle? Daniël het nie paniekerig geraak nie. Hy het nie eers geskree vir hulp nie. Hy het God net met sy hele hart vertrou en God het hom beskerm. Nou, die Bybel sê eintlik dat daar geen skrape aan hom was nie, want hy het op God vertrou. Is dit nie net so amazing om te weet nie, julle? En raai wat? Dieselfde almagtige God wat Daniël beskerm het, gaan jou ook beskerm. Julle sien, jy kan nou vir God vertrou, net soos wat Daniël het, want hy kyk elke dag na jou, en jy moet hom net vertrou, selfs wanneer jy voor iets scary staan. Nou kom ons kyk gou na die laaste ding wat ons uit Daniël se storie kan leer. Daniël se geloof
het vir ander gewys wie God is. Nou julle, iets amazing het gebeur nadat God vir Daniël gered het. Koning Darius was so verbaas gewees dat Daniël nog gelewe het en dat hy nie deur die leeu's aangeval was nie, dat hy in God begin glo het. So, met ander woorde julle, Daniël se geloof het nie net homself gehelp nie, dit het ander mense ook gehelp om te sien hoe kragtig God is. En dit is iets wat ons altyd moet eintlik onthou. Julle sien, wanneer ons nou ons lewens leef, dan hou ander mense ons eintlik dop. En wanneer ons 'n lewe vol geloof leef en ons bid soos Daniël en ons doen soos wat Daniël gedoen het, dan gaan ander dit nou begin agterkom. En hulle sal dalk selfs meer wil weet oor Jesus as gevolg van ons. So julle, kom ons maak seker dat ons 'n lewe leef vol van geloof en kom ons wees aan die brand vir God. Nou, ek wil dit eintlik baie eenvoudig vir julle maak. Hoe kan ons nou eintlik soos Daniël wees? Wel julle, nommer 1, maak tyd om te bid. Nou julle, hierdie een is baie belangrik. Julle sien, gebed is kragtig en dit is iets wat ons in ons lewens moet prioritiseer. Nou, baie keer sê ons dat, ek het nie eintlik tyd om te bid nie. Maar julle, gebed is iets waarvoor ons moet tyd maak, want dit is so belangrik. So ek wil julle uitdaag, kom ons begin ten minste ook 3 keer 'n dag te bid. Nou, julle, dit is eintlik nie so moeilik soos wat dit klink nie, want wanneer julle dit nou begin 'n gewoonte maak, dan sal dit makliker word om te doen. So julle, ek wil julle challenge, begin nou om te bid wanneer jy wakker word en wanneer jy gaan slaap. En dan 1 keer deur die dag, veral wanneer jy regtig nou God nodig het. Maklik genoeg, né? Nou, julle, kom ons kyk gou wat anders ons kan doen om soos Daniël te wees. Vertrou God in die scary tye. Julle sien, in die lewe gaan ons almal nou challenges kry, net soos Daniël. Nou, ja, ons gaan dalk nou nie in 'n leeukuil gegooi word nie, maar ons challenges is nog steeds baie reël. En wanneer ons voor hulle staan, moet ons God nou vertrou, want hy is daar vir ons. Nou, ek wil julle van nou af uitdaag, of jy nou met 'n boelie by die skool sukkel, of 'n groot verandering in jou lewe, of iets wat in jou gesin gebeur, ek wil hê dat jy jou geloof in God moet sit en hom vertrou. Is dit 'n deel? Awesome julle. Nou die laaste ding wat ons moet doen om soos Daniël te wees, nommer 3, doen altyd wat reg is. Julle sien, Daniël het gebid, selfs al het dit hom in gevaar gestel. Want julle, dit was die regte ding om te doen. En op die ou einde het dit toe vir hom uitgewerk. So julle, kom ons doen dieselfde. Kom ons doen altyd wat reg is. Byvoorbeeld, wanneer jy sien iemand word uitgelaat of onregverdig behandel, staan op vir hulle. Of wanneer jou vriende wil hê jy moet iets doen wat nie reg is nie, sê eerder vir hulle dat dit verkeerd is as wat jy nou ingee vir groepsdruk. Nou, om heeltyd die regte ding te doen, julle, gaan jy eintlik moed nodig hê, want dit is nie altyd so maklik nie. En dis nou waar gebed inkom. Julle sien, God gee ons nou moed. En hy gee ons nou moed wanneer dinge moeilik is. Maar ons moet hom bid en vra eers vir sy hulp. So, julle, ek wil julle nou vra. Is julle gereed om van nou af soos Daniël te wees? Awesome. Nou, om ons te help vandag se les en alles wat ons daaruit geleer het te onthou, gaan ons nou 'n amazing craft doen. Kom ek wys julle gou hoe om dit te maak.
Wow, julle, hierdie kraft gaan ons nou definitief help om vandag se storie van Daniel te onthou. Nou, as julle nou nie seker is waar om die kraft van vandag te download nie, al wat julle moet doen is 'n blou link in die beskrywing van vandag se video soek en dan daarop klik. Nou, sodra jy op die link klik, dan gaan dit nou die kraft vir jou oopmaak, dan kan jy dit nou eenvoudig net download, of jy kan dit direk van daar af print as jy gekoppel is aan 'n printer. Nou, ek wil 'n spesiale shout-out gee aan almal van julle wat so gereeld julle crafts download en dit doen. Julle, dit maak regtig so 'n groot verskil as julle met elke les 'n craft doen, want dit help julle eintlik om die Bybelstorie en wat ons geleer het te onthou. So, kom nou julle, as jy nou nog nooit een van die crafts gemaak het nie, maak seker dat julle hierdie week se craft download en deelneem aan al die fun wat ons nou elke week het. Maar vir eers, kom ons kyk gou na al die amazing Vadersdag kaartjies wat julle vir julle pappas gemaak het. Well done julle almal. Julle het almal amazing gedoen met julle kaartjies en ek is seker julle kaartjies het julle pappa so gelukkig gemaak en dit het hulle so laat spesiaal voel. Nou, voor ons nou van ons les van vandag gaan afsluit, gaan ons nou eers gou weer 'n bietjie opstaan en nog een liedjie saam met mekaar sing vir God. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made
Wat 'n amazing les julle. Ek hoop regtig julle het dit nou geniet en dat julle nou vandag iets nuuts geleer het. Nou voor ons gaan, kom ons maak gou eers ons oë toe en dan bid ons saam. Liewe Hemelse Papa, dankie vir die wonderlike storie van Daniel en hoe U hom in die leeukuil beskerm het. Ons het so baie uit vandag se storie geleer en ons bid dat U ons sal help om alles te onthou sodat ons dit in ons lewens kan toepas. Help ons asseblief om soos Daniel te wees, om vas te staan in ons geloof en elke dag te bid, maak nie saak watter uitdagings ons kry nie. Here, ons vra dat U ons ook sal beskerm, net soos wat U Daniel beskerm het. Dankie net vir U liefde en U getrouheid. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. Julle, baie dankie dat julle my nou vandag gejoin het. Ek kan nie wag om julle nou in ons volgende les te sien nie. Maar vir nou moet julle net 'n lekker week hê en onthou, God het julle so lief. Bye bye julle.